Goeiemôre, het jy ook in hierdie vakansieseisoen die vraagie gehoor, is ons al amper daar? Is ons al amper by die see? Is ons al amper by 'n engine waar ons 'n draaitjie kan loop of by die hoompie om ietsie te eet? Is ons al amper daar? Hoeveel vuisvoë Suid-Afrikaners vra hierdie vraag na die verwagting van die regering van nasionale eenheid dat dinge beter sal gaan en 'n mooier môre sal aanbreek? Is ons al amper daar? Ons vra dit ook in ons persoonlike lewe, in ons sport, in ons akademie, in ons loopbane, het ons doelwitte. Ons het projekte wat ons wil loods, wat ons wil hê 'n sukses moet maak en betekenisvol moet wees. Ek het hierdie drome dat daai meisietjie tog vir my ja sal sê, of die ouetjie my sal opmerk en na my toe uitreik, dat ek die span sal haal. Is ons al amper daar? Navorsing sê mense wat dit maak, mense wat onderskei word tussen gemiddeld en ongelooflike prestasies, het deursettingsvermoë, perseverance. Dis daardie vasbyt, daardie weiering om op te gee. Angela Duckworth praat van grit. Sy sê dit is wat mense laat uitstyg. Jy weier om 'n handdoek in te gooi, maar jy besef ook jy het 'n hoër roeping. Jy's nie net hier vir besigheid of 'n loopbaan of sport of kultuur of kuns nie, maar jy het ook 'n hoër roeping en dit is om Jesus se hande en voete te wees. Paulus sê vir die jong Timoteus daar in Timoteus 2 vers 1, jy jong Timoteus, jy kan weet hier's dinge wat moeilik gaan wees. Vervolging, belediging, stenigings, gevangenskap, geeseling. Dit lê op ons pad, moeilikheid lê op ons pad. Maar hy sê, Timoteus, jy moet sterk staan in die genade van ons Here Jesus Christus. Mag elkeen van julle sterk staan in die genade van ons Here Jesus Christus. Dat jy sal weier om op te gee, dat jy elke dag jou gedagtes sal rig na die doelwit en jou hele gestel daarop inrig en 'n tree in daardie rigting gee. Staan sterk in die genade van ons Here Jesus Christus. Mooi week.